so ruk terug, seker so 'n week, 2 weke terug by die kantoor, tel ek my foon op, soos wat 'n mens maar moet doen met 'n foon, hè. En toe ek die telefoon so optel, toe sien ek daar bo by my settings, is daar sulke klomp getalletjies so rooi. En ek dink, wonder wat's dit? En ek gaan in die settings en ek kyk daar by die apps update, en ek dink myself, dis impossible. Ek het 2 weke terug my apps ge-update. Het julle dit al gesien op julle foon, daai app update? En nu gaan ek sien, ek as 81 updates op my foon. Dink ek, dis nie moontlik nie. Hoe is dit ek het nou die dag hierdie apps ge-update, nou moet ek dit vragties weer update. En toe gaan ek weer, en dan kan jy ons 'n keuse, wat jy wil update of update all. Toe update ek dit all. Gister, toe kyk ek weer op my foon, 35 updates. Wie van julle het almal smartphones? Smart, kom steek nou, jy weet mos of jy 'n foon het, hallo, steek nou naam met jou man op, okay? En ek gaan probeer nou uitvind, is dit belangrik om 'n app te update? Want dit is so baie van die goed, en dit vat data, en jy moet ten minste op wifi wees as jy dit wil doen. En toe gaan Google, toe vra ek vir ChatGPT. Chat, ek is Simonier. Ek vra hom toe, Chat, help my. Is dit belangrik om my apps op my foon te update? Ja, want dit help dat jou apps reg werk, en veral as jy banking apps het, dit bring nuwe sekuriteitsgoeders op. Dit help dat jou foon vinniger kan funksioneer, vinniger werk, behalwe as jy nou Android of Samsung het, daar goed sukkel altyd, iPhone is die ding, okay? Dit beskerm die leeftyd van jou selfoon se battery om dit te doen, en soms het dit nodig dat jou foon 'n hele operating system upgrade of 'n update hardloop. Dit is ook belangrik om dit te doen. So eintlik wat ek vir jou wil sê is, update jou foon. Baie dankie, geniet julle naweek verder. Het jy geweet, ons as mens, wat met selfone werk, dis ons almal, gebruik nie eers 20% van die funksies van jou foon nie. Die potensiaal wat jou foon het, jy gebruik nie eers 20% van dit wat hy kan doen met jou foon nie. Want van julle, die ouer mense, al wat jou foon kan doen is Facebook, dis dit. Hy is nie gemaak net vir dit nie. Toe gaan sit ek en dink ek bietjie oor dit. Oor hierdie foon en die update en alles. Toe wonder ek wanneer laas het ek in my lewe, wanneer laas het jy in jou lewe 'n update gehad? Wanneer laas het jy jou geestelike lewe ge-update? Jou stilte tyd. Nie noodwendig meer nie, net so 'n bietjie update, net so 'n bietjie, of weer begin doen. Miskien jou bidtyd, jou betrokkenheid, miskien diensbywoning. Wanneer laas het jy dit ge-update? Jou alleentyd, jou stilte tyd saam met die Here. Dink bietjie daaraan, wanneer laas het jy dit ge-update? Of hardloop jy nog op ou operating systems van dit wat jy laas jaar of 2 jaar terug gedoen het? Daar's 'n boek in die Bybel met die naam van Hebreërs in die Nuwe Testament. Ek is nie heeltemal seker wie die boek geskryf nie, maar hierdie boek is geskryf vir Jode wat Christene geword het, en dis waar die woord noodwendig vandaan kom, dis Jode of Hebreërs. Dis waar die boek se naam vandaan kom, dit was die Jode se naam. Die skrywer van hierdie boek Hebreërs het agtergekom, hierdie klomp Jode wat hulle harte vir die Here gegee het, wat Jesus begin volg het, daar het iets begin gebeur met hulle. Hulle dien nie meer die Here soos wat hulle hom gedien het in die begin nie. Toe hulle net hulle harte vir die Here gegee het en Jesus het hulle lewens omgekeer, was daar 'n sekere manier hoe hulle gebid het, aanbid het, tyd saam met die Here spandeer het, die manier hoe hulle geleef het, en toe kom hy agter, hoor, hierdie ouens doen dit nie, hulle doen dit nie meer soos wat hulle gedoen het nie, hulle haak net vas by een plek. En hy kom agter, hulle het gewoond geraak daaraan om Jesus te volg. Hulle doen dit maar net soos wat hulle dit nog altyd gedoen het. Daar's nie meer passie nie. Daar's nie meer hart in hulle dien van die Here nie. Dit is asof hulle op dieselfde plek dit gekom het en hulle bly daar. Hulle het stagneer. Daar's nie vordering nie, daar's nie groei nie. En hierdie skrywer kom agteroor, hier's iets nie lekker nie. Hulle begin die Here te dien uit gewoonte uit. The same old, dis maar net hoe ons dit doen.
En dit was die probleem wat hierdie ouens gehad het, en die skrywer van die boek Hebreërs sê, hoor, ons moet hierdie aanspreek, dit kan nie so aangaan nie. Dit is nie hoe hierdie ding werk nie. En hy sien, die probleem was hulle, dis jaar in, jaar uit dieselfde. En dan lees ons in Hebreërs hoofstuk 6, skryf hy iets, en ek wil iets rondom dit met julle deel. Hebreërs 6 vers 1, kom hy en hy sê die volgende, hy sê vir hulle, laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie. Hy sê, luister manne, vrouens, julle het ergens gaan stil staan. En ons kan nie daar stil staan nie, ons kan dis hoe ons die Here leer ken het, dis was goed, dis belangrik, maar ons kan nie daar stil staan nie. Ons kan nie aanhou bly waar ons is nie. Hoor wat sê die boodskap vertaling van hierdie vers, daar staan die volgende, laat ons nie nou in die wegspringblokke bly sit, deur vas te steek by die heel basiese dingetjies wat ons oor Christus geleer het nie. Dis soos iemand wat atletiek hardloop. Merke gereed, almal hol en hy staan daar. Hy sê, dit is hoe baie kinders van die Here is. Veral daai ouens in die Hebreërs, daai klomp Jode, hulle bly net waar hulle is. Hy sê, ons kan nie daar stil staan nie. Ons kan nie net daar bly nie. Jy moet hardloop, jy moet wegspring. Wie van julle is goed met kuns? Jy kan verf of teken of iets. Kom, jy weet of jy is. Jy het min of meer, jy is kunstsinnig. So paartjies van julle. Nou ek het verlede week vir die kinderkerk gevra vir die 2 en 3-jariges om vir my 'n skildery te maak. En dan het laas week by die kinderkerk hierdie vir my geskilder. Sien nou mooi kyk, hier onder in die hoek is 'n huisie en dis mannetjies en hulle haantjies is hier en boompies en ja, ek weet nie wat die ander goed regtig. En hulle het hierdie vir ons geskilder. Maar ek wil vir julle sê, vir ons om hierdie te gaan uitstal by 'n galery, gaan jy ons vir ons lag. Vir ons is dit baie werd, veral as een van jou kinders deel was van die skilders hierdie. Maar ons gaan nie regtig hierdie ding kan gaan uitstal en klomp geld maak nie. As ons wil geld maak uit 'n skildery uit, gaan ons daai kinders moet bietjie goed leer. Wil sê, hey, julle moet nou kom ons nou bietjie ons nou genoeg handjies gebruik en vingertjies. Kom ons moet nou begin met kwassietjies en so 'n bietjie iets anders draai. As ons wil begin geld maak met ons kunsklasse hier by Dynamica, by die kinderkerk kunstklas. As ons wil inkomste genereer uit dit uit. Dan gaan bietjie moet tegnieke aangepas word hierso. Dit kan nie net so wees nie. Ons moet bietjie, as ons 'n Mona Lisa wil hê, gaan ons moet so bietjie meer effort insit as hierdie. Net so klein bietjie meer. Baie kinders van die Here se lewens lyk so. Baie kinders van die Here se lewe lyk so. Hoor wat sê Hebreërs 6 vers 1 in die Message Bybel. Hy sê, so come on, let's leave the preschool finger painting exercises on Christ. Hy sê, nee regtig ouens, ons moet al beter gevorder het as dit. Hy sê, kom ons los die preschool finger painting exercises. Dit was baie nice, dit was baie mooi toe ons klein was, dit was baie lekker toe ons net die Here leer ken. Toe dit baie oulik en nou so oulik as jy dierbaar. Dis te oulik. Hy maar regtig, dit was lekker maar ons nou klaar. Ons moet nou stop met hierdie. Ons kan nie aanhou so teken nie, want daar moet 'n bietjie vordering wees, daar moet groei wees. Vingerverf was goed. Vingerverf was baie goed vir klein kindertjies 2 tot 3 jaar oud. En in jou verhouding met die Here ook geestelik. Vingerverf is baie cool in die begin, maar ons kan nie net heeltyd vingerverf doen nie. Ons kan nie net heeltyd stil staan nie, ons kan nie net heeltyd in die wegspringblokke bly nie. Daar moet vordering wees, daar moet bietjie, daar moet groei wees. Dan gaan die vers aan, dan sê hy, so come on, let's leave the preschool finger painting exercises on Christ and get on with the grand work of art. Dan sê hy, grow up in Christ. Hy sê, julle kan nie net aanhou paint nie, nie so nie. Daar moet groei wees, daar moet vordering wees, daar moet ontwikkeling wees. Ons moet, hy sê, grow up. Ons moet groot word in die Here. Ons moet geestelik groei, ontwikkel. Ons kan nie die Here dien, hier soos wat ons dit altyd gedoen het nie. Daar moet vordering wees, daar moet groei wees, daar moet ontwikkeling wees. Ons kan nie net op een plek stil bly staan nie. En dit kan maklik in ons lewens gebeur.
Baie maklik. Laat ons die Here dien net, en ons gaan net deur emotions, dis net hoe ons dit doen. Weet, Sondag, nou en dan gaan ek kerk toe, dis maar wat ek doen, nou en dan. Hy sê, nee, hy sê, daar moet ontwikkeling wees, ons kan nie net dit doen nie, daar moet vordering wees. Ons kan begin deur die emotions gaan, en ons wegspringblokke bly, ons staan stil, en dit bly net lyk soos klomp preschool fingerpainting. Grow up, let's go on with it. Daar moet groei wees in ons gees, in ons hart, en ons verhouding met die Here. En ek wil jou vanmôre vra, praat die Here vanmôre met jou, miskien? As jy kyk na jou lewe vandag, jou verhouding met die Here, lyk hy soos wat hy Januarie gelyk het. Jou gebedstyd, lyk dit soos Januarie. Jou Bybelstudie, jou stilte tyd, jou diensbywoning, jou kerkbywoning, jou betrokkenheid, lyk dit soos Januarie maand, of het dit verbeter? Was daar daarom effe groei? Want as daar nie effe groei was nie, dan kom die Here hier so en hy sê, hey ouens, regtig, come on, let's get on with it. We must grow up in Christ. Ons moet ontwikkel, ons moet groei wees in ons harte. En dan later in hierdie hoofstuk, in Hebreërs 6, kom die skrywer, dan gebruik hy 'n baie spesifieke Griekse woord, wat net 2 keer in die Nuwe Testament in die Bybel voorkom, net 2 keer. Die een keer in Hebreërs 5 kom dit voor, waar hy praat van ons ore, en dan hier in Hebreërs 6 kom hierdie woord weer voor. En ek wil iets vir jou kom wys. Hebreërs 6 vers 11 en 12 sê die volgende: Ek verlang dat elkeen van julle, ek verlang dat elkeen van julle met ywer sal leef tot die einde. Moet dis nie traag, daar is die woord, traag word nie, dis waar ons woord vertraag vandaan kom. Hy sê, moenie traag word nie. Kom ons, moenie traag wees nie. Hy sê, kom aan. Net nou nooit gesê, moenie stil staan nie, klim met jou wegspringblok uit, hou op met die fingerpainting, kom, hou op traag wees. Hoor wat sê die Message Bybel van dit, live with intensity and don't drag your feet. Live with intensity, wat is intensiteit? Dit beteken jy dryf, daar's passie, daar's vuur, iets gebeur. Don't drag your feet, dis hoe jong mense loop. Tel jou voete op, jou skoene is nie so swaar nie. Nee man, daar moet lekker lewe wees, hy sê, kom aan, don't drag your feet, lig op jou voete, loop. Dan die woord wat hy gebruik, daai woord traag, is die Griekse woord norphos. Norphos, nou hoor wat beteken daai woord direk vertaal uit Grieks uit. So baie vol woord, hy sê, to be lazy, ons ken nou nie dit nie. Sluggish, slothful, to idle, 'n kar, daar is baie geraas, maar niks vordering, jy mors net petrol, en jy laat net gasse uit. Die idle, dis wat dit beteken, en dan die ander woord is to creep. Ons is nie creepy nie. Nee, maar nie creepy wees nie, maar nie te kruip, jy weet, niemand moet my sien nie, en hy sê, nee, kom ons begin te lewe. Hy sê, moenie traag wees, live with intensity, don't drag your feet, en dan wil ek vanmôre vir jou 'n nuwe woord leer. Ok? 'n groot woord leer, dis die ander Engelse woord vir northforce. Ok? Dit is die woord dawdle. Dawdle. Kom, sê dit saam met my, ek wil vir julle, kom, klas, ons leer vandag 'n nuwe woord, by Dynamica. Sê dawdle, 1, 2, 3. Nee, kom, moenie traag wees nie, klas, nee, kom, ons sê, dit klip hard saam, op nommer 3, 1, 2, 3, dawdle. Nee maats, kom ons werk saam, julle daar bo in die loosie, 1, 2, 3, sê vir jou langs jou, moenie dawdle nie. Moenie dawdle nie. Jy gaan hierdie woord die res van jou lewe onthou, moenie so wees nie. As jou kind weer by die huis so loop, sê, moenie dawdle nie. Jy dawdle nie in hierdie huis nie, dis wat ons doen nie. Onthou hulle met atletiek, het ons 'n liedjie gehad dan sing die skole sit in mekaar. Dan die een gesê, help 'n bietjie. Onthou julle daai liedjie? En dan sing ou skool, niks te help hier. Wow, niks te help. Onthou julle dit?
Nou wil ek julle saam met dit sing van niks gedordel, niks gedordel, niks gedordel nie. O, niks gedordel nie. Kom julle, kom 1 2 3. Niks gedordel, niks gedordel, niks gedordel nie. O, niks gedordel nie. Nou as jy vra wat beteken dordel? To be fruitless. To have no energy and no speed. Niks gedordel hier. Hy sê, kom aan, ons het klaar geïdel. Ons het klaar geïdel. Die Here roep ons om klaar te kry met die traagheid, maar met 'n nuwe vuur en 'n nuwe passie en met nuwe energie die Here te dien. Eintlik wat hy dordel direk vertaal in die Boer-Afrikaans is gevrek. As jou man nou weer by die huis inkom en hy lyk so en hy sê, dordel, niks gedordel, niks gedordel, niks gedordel, vat jou dordel en dan gat jy. Dan kom jy terug en jy lyk weer lus vir die lewe. Daar was 'n spesifieke dag in my lewe wat ek nooit ooit sal vergeet nie. Dit was in 1997. In Jameson Laan in Debonair 12, is 'n gemeentehuis waar ek en Alta ons eerste plekkie waar ons gebly het, net na ons getroud is. Ons was so 2 jaar in die bediening. En hierdie een middag, ek sal dit nooit vergeet nie. As ek in die studeerkamer en ek sit op 'n stoel in die studeerkamer. En die volgende oomblik stap Alta by die studeerkamer in. Maar jy weet ons 'n vrou het 'n manier om te stap. En dan sê 'n manier. Of wat sy stap, dis haar instap. Sy kom staan voor my en sy sê vir my, is dit wie vir die res van jou lewe gaan wees? Is dit hoe jy jou lewe deur gaan? Is dit, gaan jy deur al die emotions net gaan jy jou bediening so leef? Gaan dit so wees in ons lewens? Gaan jy vir altyd net so wees? Gaan jy net flout, gaan jy deur al die emotions gaan? Is dit hoe jy wil leef? Is dit hoe jy hierdie bediening wil doen? Na 2 jaar is dit wat jy gaan doen met jou lewe. Kom aan man, ons meer in jou, regtig. En sy draai om en sy stap uit. En ek sit daar en ek die volgende oomblik met die diep geestelikheid wat ek kan, word ek so kwaad. Ek so kwaad val. Ek dink by myself, wie dink jy is jy, Aletta? Ek dink by myself, ek is deur God geroep. Ek is 'n pastoor en jy praat met my so. Wat 'n cheek het jy om met my so te praat? Dink ek by myself. In die volgende oomblik ervaar ek in my hart asof die Here sê, dis nie sy wat met jou gepraat het nie, dis ek. Op daai oomblik, toe spring iets op in my gees, en ek dink myself, ek gaan nie so wees nie. Sy is reg, dis ook was, sal nooit weer so wees nie. En ek het die Here vasgegryp en sê, Here, verander my lewe. Ek weier om average te wees. En ek het die Here gesoek en sê, Here, wat, hoe, waar gaan ek begin? Hoe gaan ek hierdie ding doen? En ons is in Koem boeke, in Kimberley, en ek koop 2 boeke, altyd koop my hierdie 2 boeke, hier is hulle spesifiek hierdie 2. 2 boeke van Miles Monroe, Understanding Your Potential and Releasing Your Potential. Toe koop ek hierdie 2 boeke, en hierdie 2 boeke het ek bekrap, geskryf, ek het goed uitgewerk in daai boek uit, en van daai dag af het ek besluit, toe ek daai goed begin lees het, ek weier om hierdie lewe te leef, ek gaan my beste gee, ek gaan my alles gee, ek gaan my alles gee vir die Here, vir my gesin, vir 'n gemeente, waar by my mense kom, as met wherever ek kom, I want to die empty. Ek gaan alles gee wat die Here vir my gegee het om vir mense te gee, maar average sal ek nie wees nie.
En ek wil jou vanmôre challenge in jou hart en in jou lewe. Die Here wil vir ons kom sê, stop met die traagheid. Hou op idle, hou op fruitless wees. Die Here het ons nie geroep om te doddel nie. Die Here het ons nie geroep om passieloos te leef en met min energie te wees nie. Ons is kinders van die Here. Die Here het gekom, Jesus het self gesê, ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê. Lewe, dis wie hy is, hy is die weg, die waarheid en die lewe, dis wie hy is. Ons moet met sy lewe, sy passie, sy energie leef en 'n verskil en impak maak in mense se lewens rondom ons. En dit moet deel word van ons alledaagse lewe, oral waar ons kom. As jy by die skool is, dan gee jy jou alles by die skool. Dan jy leer en jy gee jou alles. As jy sport doen, gee jy jou alles. Want hoekom? Want hy het sy alles vir my gegee en ek gaan deur dit wys, solid die glory, dit gaan altyd net oor hom, dat my lewe sal getuig en almal sal sien hoe groot en goed God is, omdat ek my alles en my beste gee. Die Here het ons nooit geroep om traag te leef en traag te wees en vertraag te wees en te doddel nie. Nooit nie. Ons moet nie creepy wees nie. Ons is nie kinders, ons is kinders van die Here. Ons praat dit, ons sê dit, ons loop dit met dankbaarheid en met nederigheid, met hoog selfvertroue, want God is die een wat in ons lewens is. Hoor wat sê Hebreërs 6 vers 11 in die Passion Translation. We long to see you passionately advance until the end. Daar moet passie in ons harte wees. Here, vernuwe weer die passie binne in ons harte. Ons is klaar met fingerpainting. Daar moet groei wees, daar moet vordering wees. Ek is besig om 'n boek te lees van Eugene Peterson. Dis die ou wat die Message Bible vertaal het. Hy is so jare wat terug oorlede. En sy biografie, sy naam is Fire in My Bones. En so ruk terug lees ek hierdie volgende quote in sy boek. En die hele boodskap, en wat ek vanmôre met julle deel, is uit hierdie quote uitgebore. En dit het in my hart vasgegryp. En ek wil dit vanmôre vir jou lees. Hy sê die volgende: I like people who act like they know where they're going. I like people who live aggressively, who have a purpose. I want to be that kind of person. Dis hoe ek wil wees. Ek wil wees soos iemand wat like I know where they're going. Ek weet, dis waar ek gaan, daar's 'n purpose, daar's 'n doel in my lewe, and I want to live aggressively. En wanneer ons dink aan aggressiwiteit, is dit negatief, maar aggressief, ouens doen baie keer aggressiewe bemarking. Hulle doen alles wat hulle kan doen, en dis hoe ons gaan leef. Ek gaan my lewe leef met alles wat ek het, sodat ek eer kan bring aan die Here. Waar jy is, waar jy kom, waar jy werk, waar jy beweeg. Ja, maar my baas, man, vergeet jou baas, jy doen dit vir die Here, nie vir hom nie. Nou dordel hier. Hier by Dynamica, dis waarvoor ek die Here vertrou, dat Dynamica, dis ons naam is Dynamica, dis waar die woord dynamiet vandaan kom, dit beteken daar's iets opgesluit in dit, daar's krag, daar's mag, daar's heerlikheid in die woord, dis wie ons is, dis wie die Here ons geroep het om te wees. Die Here roep ons van heerlikheid tot heerlikheid, ons kan nie net in die wegspringblokke bly nie, en ek hoop die Here challenge jou vanmôre, ek hoop die Here kom praat in jou hart vanmôre om te besef, maar hey, ek moet meer insit. Ek kan meer insit. So by the way, het julle geweet, volgens Barna Research, dis die ouens wat die grootste research doen in kerke wêreldwyd, het hulle agtergekom en dit maak nogal vir my sin. Dat die gemiddelde kerkbywoning van Christene in die westerse wêreld, en ons val onder dit, as Afrika, is 43% kerkbywoning van Christene. So meet jouself gou aan dit. Kom jy elke derde week kerk toe? Vra my net. Jesus het baie duidelik gesê in Hebreërs, julle moet kerk toe gaan, dis belangrik. Van julle sit vanmôre en ek spreeks vanmôre hier. Dit gaan meer oor die boodskap. Weet jy, hierdie kan die boodskap ook kyk op YouTube in die week. Hierdie boodskap is Dinsdag op YouTube. Maar weet jy, dit wat julle beleef en wat ons voel Sondag hier, kan jy op YouTube kry nie. Glad nie. En dis waaroor dit gaan, is om familie te wees. En dan dink ek net met myself, ouens wat net so elke knit one slip on of knit 4
slip sieks en sulke goed kerk toe gaan, dan probeer ons gewoonlik daai ouens, die ouens wat bel en sê, ja maar, ek sukkel, ek sukkel om deur hierdie ding te kom, en dink myself, maar jy kom nooit kerk toe nie. Jy gee vir die Here 40%, maar jy soek sy 100%. Ek verstaan nie lekker daai konsep nie. Daai ding moet drop waar hy moet drop vanmôre. As jy vir my vies is na dit, dis oké. Maar dis wees vies vir die Here, want hy het die woord geskryf. Maar weet julle ouens, die Here moet kom, dat daar iets nuuts in ons gees gebeur. Ons kan nie net in die wegspringblokke bly nie. Ons kan nie net stil staan, die Here sê, kom aan ouens, daar moet groei wees, daar moet vordering wees. Ons soek deurbrake, en dis wat hierdie kursus ons mee gaan help, wat kom, die 1 September, hy gaan help. Jy moet dit gaan bywoon, dit gaan nie net gebeur nie, maar ons het iets om te doen, ons het 'n verantwoordelikheid ook. Dis nie net die Here nie, ons het ook 'n verantwoordelikheid. En ek gaan jou vanmôre vra, as jy nog by vingerverf, is dit wat jy is? Is oké. Dis fyn. Maar weet jy wat, die Here wil ons roep van heerlikheid tot heerlikheid, sê, nou kom ons gaan van vingerverf na 'n hoek of A toe. Dis wat hy wil hê. Ons kan daar uitkom, maar ons gaan 'n bietjie effort insit. Ons gaan 'n bietjie moet oefen, ons gaan ons kant moet bring. Ons het 'n verantwoordelikheid. My gebed is, Here, vernuwe weer die passie binne in ons harte, om U te dien, en laat ons hierdie jaar gaan sterk eindig, en ek glo nou nog, 'n paar weke terug daaroor gepraat, dat ek glo dat die Here in die volgende, bietjie meer as 4 maande, wat hierdie jaar nog oor het, dat die Here in die volgende 4 maande meer in jou lewe gaan doen, as wat jy kan bid of droom en dink in jou wildste wense, want dis wat hy sê in Efesiërs 3 vers 20, so kom aan julle, kom ons wees mee, we want to be that kind of person, I want to be that kind of child of God, wat die Here dien met alles wat hom is. Want hy verdien dit. Hy verdien nie 80 of 90%, die God verdien 100, hy het sy 100 vir ons gegee. Nou, kom ons gee ons 100 vir mense om ons. I need you. Ons gaan dit nie alleen kan doen nie. Waar wil jou challenge vandag? Jy nie vandag jy gaan uitstap. Nou, was lekker. Nee. Ek kies vandag, ek dodel nie meer nie. Daar gaan energie wees, daar gaan krag wees, daar gaan passie in my hart wees, maar hoe ek die Here gaan dien, hoe ek gaan ontbid, hoe ek hom gaan loof, hoe ek hom gaan prys, iets anders gaan hier begin gebeur. En dit gaan deurvloei na 'n wêreld daar buite waar die Here so